Goeiedag en baie welkom by Nuuspot. Dit is donderdag 2 Julie 2026 en hier volg vandag se nuusbulletin. In Noordwes is die munisipale bestuurder van die Madibeng munisipaliteit in Brits Quiet Gatla Woensdag omstreeks 5:30 op die R511 pad in 'n beweerde sluipmoordpoging 2 keer raak geskiet. Tot 8 skote is op sy voertuig afgevuur waarin hy alleen was, waarna hy deur paramedici na die private hospitaal Medikliniek Brits geneem is. Die landwye betogings teen onwettige immigrante waar altesaam 120 optogte Dinsdag oor Suid-Afrika heen gehou is ter ondersteuning van die March and March beweging se nie-amptelike sperdatum van 30 Junie het grootliks vreedsaam verloop. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur het bevestig dat 108 optogte vreedsaam verloop het terwyl die regering R600 miljoen aan veiligheid bestee het. Die adjunk polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Msikli, het Woensdag in Pretoria gesê dat die land bestendig gebly het en dat meer as 900 mense in hegtenis geneem is, hoofsaaklik in die Wes-Kaap met 215 en die Oos-Kaap met 208 inhegtenisnemings. Ten spyte van oornagversterkings in verskeie provinsies het gewelddadige voorvalle in Hielbra, waar die weermag ontplooi is, nadat 3 mans op betogers geskiet het en 'n 17-jarige seun gewond is, asook plundery in Alexandra omstreeks 8:00 tot die dood van 1 ongeïdentifiseerde persoon gelei. Luitenant-generaal Musikile het bygevoeg dat die polisie die situasie sal dophou nadat die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobesi Zuma, aangekondig het dat betogings elke donderdag tot November se munisipale verkiesings sal voortgaan. Intussen het die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Kashalia, in 'n parlementêre antwoord aan die Umkhonto weSizwe party parlementslid Talente Kopeka gesê, daar is geen planne om 'n noodtoestand weens die onwettige immigrasiekrisis af te kondig nie. In aansluiting hierby het die minister in die presidentskap, Khumbudzo Ntshavheni, Dinsdag aand gesê dat Suid-Afrikaners nie die las van buurlande se politieke en ekonomiese onstabiliteit kan dra nie. Landros Ignatius de Pre het Woensdag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof die pleit en vonnisooreenkoms van die 49-jarige sakeman Vusimuzi Cat Matlala verwerp. Landros de Pre het bevind dat die voorgestelde 8 jaar effektiewe tronkstraf te min is vir die beweerde meesterbrein agter 'n misdaadoperasie waarin die polisie bedrieg is. Vusimuzi Matlala staan saam met die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masimola en 15 ander tereg op aanklagte wat verband hou met die onreëlmatige toekenning van 'n polisietender van R228 miljoen aan Medicare 24 Tshwane distrik. Op plaaslike regering vlak toon die ouditeur-generaal se jongste verslag dat slegs 39 van die 257 munisipaliteite skoon audits gekry het, terwyl geen metro 'n skoon audit kon behaal nie. Everest Advisory Services se uitvoerende hoof Thys van Sail waarsku dat die verslag 'n ekonomiese waarskuwing is, aangesien meer as R73 miljard se onreëlmatige besteding oor die afgelope 4 jaar aangegaan is. Van Sail het uitgewys dat 162 munisipaliteite op die rand van finansiële instorting staan en dat R1,6 miljard aan konsultante bestee is sonder dat audituitkomste verbeter het. In die politieke arena eis die DA antwoorde van Ronald Lamola, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, oor waarom die Suid-Afrikaanse hoë kommissaris in Indië, Anil Suklal, verlede week oënskynlik die rooi tapuit vir oud-president Jacob Zuma en Ajay Gupta uitgerol het. Die DA parlementslid Ryan Smith het gesê die departement onthaal staatskapers buite die landsgrense, terwyl die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, die ontmoeting op X veroordeel het. Zuma, vergesel van Suklal en die MK-party parlementslid Mzwanele Manyi, het Ajay Gupta by 'n tempel in Uttarakhand besoek om seën te vra vir die munisipale verkiesing, terwyl die nasionale vervolgingsgesag steeds probeer om die Gupta broers uit te lewer vir die Estina melkplaas en Nulani bedrogsaak. In KwaZulu-Natal het 'n 70-jarige afgetrede polisielid Woensdagmiddag verskeie kopwonde opgedoen
toe hy met 'n kapmes aangeval is terwyl hy in sy tuin in Doncrest, Verulam gewerk het. Volgens Reaction Unit South Africa het dieselfde aanvaller wat 'n stel voertuigsleutels geroof het en as 'n gewoonte misdadiger bekend staan, verlede week by die slagoffer se huis ingebreek en selfone gesteel. Die vakbond Federasie Kusatu sê hy voel in die steek gelaat omdat hulle nie gekonsulteer is oor die aanstelling van die nuwe ANC parlementslid Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling nie. President Cyril Ramaphosa het Pule Dinsdag aand aangestel nadat hy die omstrede Sisisi Tolashi afgedank het. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks het gesê hulle het ernstige kommer oor Pule wat op 13 Januarie deur oud-president Zuma as minister van kommunikasie afgedank is nadat die destydse openbare beskermer Thuli Madonsela haar skuldig bevind het aan onetiese gedrag en grove wanbestuur rakende 'n konferensie in Kaapstad en haar verhouding met Posani Mfudisa. 'n Busdrywer is dood en 11 buitelandse burgers beseer in 'n ongeluk Woensdag omstreeks 1:30 die oggend op die N1, sowat 4 km suid van die Buitbrug grenspos in Musina. Die bus met 65 passasiers was op pad van Durban na Musina as deel van 'n repatriasieproses waar die passasiers se dokumente verwerk sou word. Mashudu Mabata, woordvoerder van die Departement van Vervoer en Gemeenskapsveiligheid in Limpopo, het bevestig dat die beseerdes na die Musina Hospitaal geneem is en dat die drywer waarskynlik weens uitputting beheer oor die bus verloor het. In die Vrystaat is 'n voormalige administratiewe klerk van die Bethlehem Landdroshof, die 48-jarige Ntabiseng Adeline Motohang, Dinsdag tot 8 jaar tronkstraf gevonnis nadat sy versuim het om gesteelde geld terug te betaal. Volgens die Valke woordvoerder, adjutant-offisier Fikiswa Matoti, het sy tussen Mei 2018 en Februarie 2019 byna R135.000 van die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gesteel, deur dit na haar eie en 'n medebeskuldigde se rekening oor te plaas. Die DA eis dat die voorgestelde wysigings aan die regulasies van die reguleringsowerheid vir die private veiligheidsbedryf en die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer teruggetrek word. Ian Cameron, die DA se adjunkwoordvoerder oor polisie, sê die onlangse betogings het gewys dat die polisie nie misdaad alleen kan bekamp nie en dat die staat R600 miljoen moes bestee terwyl daar op private sekuriteit en buurtwagte staatgemaak is. Volgens die party sal die nuwe regulasies wat op 28 Maart 2025 gepubliseer is, onnodige koste en laste op private veiligheidsverskaffers plaas en hul gewapende reaksievermoë verswak. In die landboubedryf het die Internasionale Handelsadministrasiekommissie sy besluit verdedig om nie die verwysingsprys van koring van $279 na $289 per ton te verhoog nie. Graan Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Graan en Olie Saad Handelsvereniging het vir die verhoging gevra om plaaslike produsente teen stygende insetkoste van brandstof en kunsmis weens die Iran-oorlog te beskerm. In die sakewêreld het die Suid-Afrikaanse miljardêr Johan Rupert se beleggingsmaatskappy Remgrow amptelik volle beheer oor Mediclinic se Suid-Afrikaanse sake-eenheid oorgeneem. Dit volg op 'n ooreenkoms met die Luxemburgse maatskappy Investment Holding Limited om hul gedeelde belang in Mediclinic Holdings te verdeel. Suid-Afrika se mededingingstribunaal het die transaksie in die middel van Junie 2026 goedgekeur en Remgrow het uiteindelik $947 miljoen, oftewel R15,56 miljard betaal vir volle eienaarskap van die plaaslike operasies. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in die parlement het erken dat hy R4,8 miljard minder aan maatskaplike toelaas bestee het as wat vir die 2025-2026 boekjaar begroot is. Die departement het slegs R281,1 miljard van sy R285,9 miljard begroting bestee, met die grootste tekort by die maatskaplike noodlenigings toelaag.
Vir selfoongebruikers is daar belangrike nuus. Die onafhanklike kommunikasie owerheid van Suid-Afrika, UCOSA, het 'n nuwe regulasies gepubliseer wat bepaal dat 'n selfoonnommer gedeaktiveer kan word as dit vir 90 opeenvolgende dae geen inkomste genererende aktiwiteit toon nie. Vooruitbetaalde kliënte sal na 60 dae van onaktiwiteit gewaarsku word en kry dan 30 dae om die nommer te gebruik met die opsie om vir 'n gratis vrystelling van 183 dae aansoek te doen. Netwerke het vanaf 1 Julie 2026 6 maande om hul stelsels aan te pas en gedeaktiveerde nommers sal vir 1 maand in kwarantyne geplaas word. Internasionale nuus: onderhandelaars van Amerika en Iran het Woensdag in Qatar afsonderlike gesprekke met bemiddelaars gevoer en ingestem om onderhandelinge voort te sit. Die Amerikaanse Midde-Ooste gesant Steve Witkoff en Jared Kushner het met die Qatarese emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani en die Iranese hoofonderhandelaar Qasem Gharibabadi vergader om 'n permanente einde aan die Iran-oorlog te bespreek. Die gesprekke volg op 'n aanvanklike ooreenkoms om die straat van Hormuz oop te stel te midde van berigte dat 'n buitelandse houerskip in die straat vasgeval het en dat 'n Amerikaanse vloothelikopter 'n noodlanding in die Arabiese See gemaak het wat 1 bemanningslid vermis gelaat het. In Amerika het president Donald Trump Woensdag sy eerste vlug onderneem met die nuwe Air Force One, Boeing 747-800 ter waarde van $400 miljoen wat deur Qatar geskenk is. Die vliegtuig is geverf in Trump se voorkeurkleure van vlootblou, rooi en goud en beskik oor luukse houtpanele en leer sitplekke. Hoewel die skenking etiese vrae laat ontstaan het die lugmag bevestig dat die minder as $400 miljoen aan sekuriteitsopgraderings bestee is vir die vliegtuig wat Trump na Noord-Dakota geneem het vir 'n besoek aan die Theodore Roosevelt Presidensiële Biblioteek. Op die handelsfront het Amerika, Kanada en Mexiko Woensdag begin met ingewikkelde onderhandelinge om die Noord-Amerikaanse vryhandelsooreenkoms te hernie. Die ooreenkoms wat handel ter waarde van $1,9 triljoen per jaar geleer, moet elke 6 jaar hernie word, maar president Donald Trump het gedreig om heeltemal te onttrek. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jameson Greer het gesê die land eis strenge reëls wat vereis dat 50% van motors in Amerika vervaardig moet word. 'n Voorstel wat deur die Kanadese eerste minister Mark Carney en die Meksikaanse minister van ekonomie Marcelo Ebrard as 'n rooi lyn beskou word. In reaksie op die onlangse betogings teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika het Nigeria aangekondig dat hy vergoeding sal eis vir bates en eiendomme wat deur sy burgers agtergelaat is. In die Amerikaanse regstelsel het die skrywer E. Jean Carroll 'n regter gevra om president Donald Trump te beveel om die $5 miljoen te betaal wat in 2023 aan haar toegeken is vir seksuele misbruik en laster. Die versoek volg nadat die Amerikaanse Hooggeregshof geweier het om Trump se appel te heroorweeg en die bedrag beloop nou $5,8 miljoen met rente. In die wetenskapwêreld is 'n stukkie bizarre nuus. En die navorsers Michał Misiak van die Universiteit van Wrocław in Pole en Peter Toresek van die Charles Universiteit in Praag bevind dat kannibalisme 'n taboe geword het omdat dit skadelik is vir die oorlewing van bevolkings. Hulle het 'n wiskundige model gebruik om te wys dat die eet van mensvleis die risiko van neurologiese siektes soos Kru wat voorheen onder die voorstam in Papua Nieu-Guinea voorgekom het, eksponensieel verhoog. Misiak het verduidelik dat die patogene makliker versprei in 'n liggaam met dieselfde fisiologie en dat gemeenskappe wat dit nie verbied het nie, uitgesterf het. Ek het nie verskriklik baie wiskunde nodig om dit te besef het nie, maar goed. Ons sluit af in New York met 'n mal storie. Waar 2 mense Woensdag in hegtenis geneem is nadat hulle op die antenna van die Empire State gebou geklim het vir 'n betoging en 'n oënskynlike huweliksbelofte. Die Russiese burgers Vanya Berkus en Angela Nikolau
bekend uit die 2024 Netflix dokumentêr Skywalkers, A Love Story, het 'n banier oor vrede op 'n hoogte van 443 meter oopgerol. Angela se vader, Dmitri Nicolau, 'n Russiese sirkuskunstenaar, het gesê hy dink dit is normaal om op 'n dak te klim, terwyl 'n woordvoerder van die gebou gesê het hulle moes eerder die amptelike huweliksaanbodpakket van $1000 gekoop het. So hulle het eintlik dus 'n huweliksaanbod gaan steel. Kan 'n ou so desperaat wees om te kan trou? They were high, they must have been. Dit was vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Geniet 'n heerlike dag verder en verskoning vir vanoggend se uitsending van Stroom op wat weens tegniese redes nie kon plaasvind nie. Ons praat môreoggend verder met mekaar.